terug by die groot ontbyt. Ons is in die kombuis saam met Chef Renate van den Berg, Lord of Mrs. Balls. Soos ons al deesdae gaan ken hierna. Ja, so vandag maak ons 'n bietjie bladjaan. Ons maak bladjie, mens. Die reuke wat hier hang is ongelooflik lekker. Ek het nie geweet, dis hier, maar ek gaan nou stil bly. Ja, so ons maak 'n bietjie gedroogde vrugte bladjaan vandag. So as jy wonder wat die verskil is tussen soos 'n konfyt en 'n bladjaan, dis baie dieselfde. Konfyt is net bietjie soeter, waar 'n bladjaan het jou suur by van jou vinegar en hy's bietjie meer soos 'n souterige smaak. So dis maar eintlik dieselfde konsep. Maar met 'n toast, met 'n asyn en 'n soutjie hier 'n dingetjie by. Okay. Goed. So, ek het 'n papiertjie hierso want ek gaan net eers al ons bestanddele aflees. Ja. So die lekker ding van hierdie is jy kan nou as jy bietjie meer van perskes hou, kan jy meer perskes bysit. As jy bietjie meer van appelkose hou, kan jy appelkose bysit. Maar ek is perskemens, so die hoofbestanddeel hier binne is gedroogde perskes. Hoeveel? Okay, so ek het 300 gram gedroogde perskes, 200 gram gedroogde appelkose en dan 100 gram sultanas. Die koerente. Okay, so as jy nou hierdie bladjaan wil maak, moet jy net 'n dag voor die tyd begin. So jy gaan nou jou gedroogde vrugte gaan jy nou kleiner sny en dan gaan jy dit oornag in 500 ml bruin asyn en 350 ml water laat week. Maar dit maak sin. Want dis 321, nee, 300 200 100. Nee, 300 200 100 321 en dan 500 ml bruin asyn en 350 ml water. En jy kan sien hoe lekker sag het hierdie nou hier binne geweek. Ja. So jy gaan nou hierdie vir ons in die pot sit. Ek maak so dame, ek maak so. Dis hierdie. Ek gaan uitgly nie. Ek het 'n bietjie net gemors. Met die water en alles by. Ja, alles. asyn. Alles gaan daarin. So daar kom nou ons suurigheid van ons asyn kom nou hierso deur. Fantasties. En dan by dit gaan ons nou 500 gram se wit suiker sit. Dis nou die aand gelê het. Ja. Right. En dan gaan ons nou 4 aansit. Jy kan as jy wil. Aan die brandsteek. Ja. Hier iemand 'n lighter. Ja. 400 gram se bruin eie wat ek net mooi kleiner gesny het, gaan ons nou ook daarby sit. 400 gram se eie het ek gesien dis min of meer so 3 eie wat 3 fyn gekapte eie. Ja. Hoe fyn moet dit wees? Wil jy nog chunky goed hê Kijk, of? jy wil nie te fyn hê nie, want dit gaan nou afkook ook. So ons wil nie hê dit moet heeltemal verdwyn nie. Okay, so nie Behalwe fyn aan die einde, as jy nie van soos 'n chunky chutney hou nie, dan kan jy hom ook net in 'n blender sit, bietjie blend Bietjie en dan sifts. Ja. Ja. So hierdie is die lekker ding is jy kan besluit wat jy wil doen. Okay, en dan ook 'n chutney, jy weet, ons wil nie konfyt maak nie, ons wil chutney maak, so ons kort 'n bietjie van 'n brand daar binne. Ja? So jy kan nou of vars russies gebruik of gedroogde russies. So ek het hierso gedroogde russies wat ons kan bysit. Hoeveel is dit So ongeveer? daai is my 'n teelepel, 5 ml. Dis nie so baie. Dis nie so baie nie, maar jy moet onthou hy gaan nou kook. So daai brand gaan nou Deurtrek, ja. Maar as jy van meer brand hou, gooi nog by. Gaan Dit is mal. jou chutney. Aanmal. Ja, en dan natuurlik moet ons ook nou 'n bietjie sout bysit. So ook so 10 draaie. teelepel, ja, 10 draaie, 9 draaie. Aan die einde kan jy hom proe as hy lekker souterig is. En nou kom die moeilikste deel is waar jy moet wag vir jou chutney om te kook. So dit gaan ten minste soos tussen 40 minute tot 'n uur vat. Ja. As jy Op wat se 'n medium met 'n So jy wil dit opbring tot 'n borrel Ja. en dan wil jy hom net op 'n lae hitte hê want jy wil hê dit moet stadig afkook. Ja. So ek hou daarvan om met spesifieke temperature te werk. So jy wil hê dit moet kook tot op 104 grade. Maskas, nie 103 nie. Nee. Nie 105 nie, nie 103 nie, 104. Maar as jy dit nou nie het nie, 'n ander manier om te kyk is om 'n bietjie van hierdie stroopmengsel wat hier gaan oorwees op jou tafel uit te gooi en dan gaan jy dit vat tussen jou vingers en as jy dit kan trek en dit maak 'n mooi lyn, soos 'n mooi streep. Ja? Sien jy daar's nou geen streep. Daar's 0 daar nie. streep daar. Maar as hy 'n streep maak, dan weet jy hy is op die regte temperatuur. Dis daai as is hy 'n ander manier suiker om te begin. kyk. Ja. Ja. So hierdie gaan ek nou insit. 104. So mense maar so 'n termometertjie kry, hou maar daar. Dat die besigheid daar begin hy nou Ja. prut. Hy prut al reeds. Ja. So nou sit ons hom net op 'n lae temperatuur. En ook Ja. het ek geskenkies.
Vir my en vir François seker. Ja, vir jou en Frans. Ja, Skien vra ek nou vir my geskenkie. Dis laagklas, dis laagklas. Ek het vir jou hierso 'n lekker chutney Renate. oopgemaak. Blad, is hierdie wag 'n bietjie, is hierdie dieselfde? Dit is presies Resep. dieselfde. So kyk net gou vinnig hoe baie maak hierdie resep, nê? So ek het 2 van hierdie botteltjies. Volgemaak. Ek het hierdie botteltjie, ek het daai bakkie, ek het hierdie broodjies en ek het nog 'n klein bietjie hier agter my wat En dis uit een baksel uit. Uit een uit. So jy weet, hulle sê ons dit vat 'n gemeenskap om 'n kind groot te maak, maar dit vat ook 'n gemeenskap om chutney te voer. So Dame, jy dit kan lyk vir almal dit lyk by die baie huis lekker. maak. En as 'n Kersgeskenk, Kersfees is op pad. So dan kan jy 'n bietjie chutney maak vir jou familie, vir almal uitdeel. Chutney of glad nie. Ek sê altyd 'n mens moet maar dan goeders proef voordat jy Ja, dit ek dink jy moet 'n happie vat. Die Dink jy nie kykers so wil nie? weet of dit Dink jy- lekker of sleg is. Ek dink 'n mens kan nie iets, die Engelse sê dit endorsement. Jy kan nie 'n dors maak as jy nie weet. Baie dankie Renate van der Berg Lord, jy's 'n mens. Voordat ons afsluit, het ek eers 'n belangrike vraagie om jou te vra, nê. So as jy nou 'n braaibroodjie maak, is jy 'n chutney mens op 'n braaibroodjie Met chutney, dis nie eens 'n vraag nie, François. Met Met chutney. Nee, dink net aan hoe lekker dit gaan wees met hierdie chutney. Hoe my hemel, hierdie is lekker. Wat maak dit? Baie dankie as jy vanaand net jy moet 'n bietjie kasie opsit. Ja, so net 'n bietjie van 'n roomkasie, maar Kry weer 'n chutney. Ja, sê dankie sê Renate van der Berg Lord, jy's 'n Christen. Ons is nou weer terug. En dan kies, dit was dalk polities inkorrek. En dan gesels ons met 'n nuwe groep.